Here, baie dankie vir die wonder van die skepping wat ons elke dag omring. Ons bid dat U asseblief ons oë vandag so verhelder, sodat ons die handewerk van die ewige woord in alles sal raak sien. Kom leer ons asseblief uit U rykdom. Amen. Johannes 1 vers 3 sê, alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Jesus is nie bloot 'n toeskouer by die skepping nie, maar self die aktiewe, goddelike persoon deur wie die Vader alles gemaak het. Gister het ons gesien dat Jesus nog altyd daar was, maar vandag skuif ons die fokus na wat hy eintlik gedoen het. Johannes skryf baie duidelik, alles het deur hom tot stand gekom. Dit is nie sommer net 'n mooi beskrywing nie, dit is 'n kragtige verklaring oor wie Jesus werklik is. Hy was nie maar net 'n toeskouer wat eenkant gestaan het, terwyl die wêreld gebeur het nie. Nee, hy was die een wat dit alles aktief laat gebeur het. Ons kan sê hy is die ware meester wat presies weet wat hy doen. In sy werk is daar geen proses van probeer en tref nie. Hy het nie met ou rommel en materiaal gewerk wat reeds daar was nie, maar hy het alles uit niks geskep. Dit beteken dat elke ster in die hemel, elke magtige oseaan, en ook ek en jy self, met absolute akkuraatheid en doelbewustheid gevorm is. Wanneer ons mooi na die teks kyk, sien ons die hart van God se groot plan. Die Vader is die oorsprong van alles, maar Jesus is die een deur wie alles gemaak is. Hulle werk soos 'n perfekte span, 'n volmaakte eenheid saam. Dit is 'n belangrike waarheid. God se dade kan nie van mekaar geskei word nie. Niks in hierdie hele heelal bestaan sonder dat Jesus dit gemaak het en daarbey betrokke is nie. Dit beteken ook dat jou lewe nie 'n fout of 'n toeval is nie. Van die grootste sterrestelsels tot die kleinste selletjie in my en jou liggaam. Alles dra sy unieke handtekening. Die wonderlikste deel is dat hy nie net die wêreld gemaak en toe weggeloop het nie. Hy hou dit elke liewe oomblik nog in sy hande vas. Sy aanhoudende sorg verseker dat hy elke oomblik van die dag intens betrokke is by sy skepping. Jy kan vandag rustig lewe, want die een wat die hele heelal gemaak het, is dieselfde een wat jou vandag vashou. As jy vandag besef dat Jesus self jou gemaak het en presies weet hoe jy aan mekaar gesit is, hoe verander dit die manier waarop ek en jy oor onsself dink? Kan jy vandag glo dat jy waardevol is, omdat hy jou gemaak het? Here Jesus, dankie dat U die hele wêreld en ook vir my gemaak het. Help my om vandag met verwondering na die skepping te kyk en te onthou dat U in beheer is. Dankie dat U ons nooit sal los nie. Amen.